Jesaja. Ek wil dat was my goed. Arme met wilde sy. Jesaja 49 vers 15 tot 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek, sê die Here, jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Hoe eenvoudig wonderlik is dit nie? As ons hande vuil is, dan was ons dit en dit kom af. Maar in God se hand is ons name gegraveer. Hy weet, dit kan nie uitgewas raak nie. Want as jy gewas is met die bloed van die lam, is jy vasgemaak in 'n vaste fundament. En sy naam is Jesus Christus. Glory! Glory! Halleluja! Gedienlikes wat skyn vanmôre. Dis Jesus. Dis die lig van die wêreld. Ek gaan vir Sammy vra om weer vir my te kom bid vir die offergawes en om oop te maak met gebed vanoggend en net dankie te sê dat ons hierdie voorreg het om vanmôre hier te kan wees. Baie dankie Sammy. Groter gedigte, Hemelse Vader, ek is vanmôre dankbaar en bly om tot die troon te nader. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om weer eens in die teenwoordigheid te kan wees. Baie dankie, Hemelse Vader, vir hierdie geleentheid wat ons het om weer om vandag die kruisiging van Jesus te herdenk. Maar Here, ons weet, hy is nie meer op die kruis nie. Hy het opgestaan en hy sit vanmôre aan die regterhand van God die Vader. En daarom is ons vanoggend verheug in ons binneste om net vanmôre te kom sê, dankie Here, dat U vir ons aan ons gedink het op die heuwel van Golgotha. Vader, ek kom bid die seën van die Here oor hierdie diens. Ek bid dat U vanmôre besit sal neem van elke hart en siel. Wie gee dat ore vanmôre gekondisioneer sal wees om te hoor en harte ontvanklik sal wees, Vader. Ek bid so ook vanmôre vir ons wat sal gee, Here, ons sal gee, dat ons sal gee uit blydskap vir U. Here, elke offerande, elke tiende wat ingegooi sal word, bid ek die seën van die Here oor. Meer bid ek, Here, dat U hulle sal seën wie dit gebring het. Ek wil vra, Here, help ons met God. Maak stel ons in staat om te kan gee vir die koninkryk van die Here. Ek wil bid vanmôre, Here, dat diegene is wat nie het nie, wil U in staat stel om volgende keer, Here, te kon gee vanmôre. Ek bid vanmôre, Here, dat ek vra dat U self die prediker van hierdie oggend sal salf en sal seën en elke woord op haar tong en lippe sal lê. Ek bid dit alles in die mooie naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie Sammy, waar is die musikant om my te kom help? Ons is 'n bietjie ding gesaai vanoggend, maar ons gaan vanmôre lekker saam sing. Ek wil net opstaan, ons gaan sing at the cross where I first saw the light. Glad that when I was born again, very soon, expect a miracle. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. Ons gaan volgens saam, sy kan vra om lekker hande te klap terwyl die vorentoe kom, vir die offergawes groet mense so 2, 3, 4, 5 mense, en dan sing ons lekker saam volgens at the cross. Baie dankie. Where
moeilikheid en sê, hoe gaan maandag nou weer lyk? Maar as ons gedagtes verneem, nuwe volgens Romeine 12 vers 2, dan kan ons sê, en wat Filippense 13 vers 4 vers 13 sê, ek is tot deur. Amen, daar sê, baie mooi, ek dink ek julle elke keer verse laat quoteer. Nee, en onthou ons het as ons die uitstel, onthou die verse. Goed, ek gaan net 'n paar afkondigings doen, dan gaan ons aan met worship. Sondagoggend die 5de April 9:00 is opstandingsdiens. Nooi asseblief iemand saam. Bring iemand, ek weet daar's baie mense met verlof, ons verstaan dit, maar daar's dalk iemand in jou straat of in jou lewe wat nodig het om te weet Jesus lewe. En hoekom hy lewe. Goed, ek wil die vra om aanhou te bid vir ons siekes. Ons plaas die lysie elke week op ons Lofwoord nuus. Bid vir ons siekes, daar is al 1 of 2 mense wat ons kan verwyder van die lysie wat die Here al aangeraak het en genees het, en ons gee die Here al die eer en die lof daarvoor. Dan wil ek gou met jou ietsie deel, voor ons by dit kom, 19 April, onthou pastoor Willie Botha wat ons gaan kom sing. Dan vir jou lekker bord kos te bestel, R60 vir bord kos, R80 saam met pudding, bestel voor tydig, dat ons kan weet hoeveel om voor te berei. Nou voor ons oor gaan na worship toe, want ons moet gou so 'n oombliekie stil word by onsself. En terug gaan daar na die kruisiging, daar in Getsemane, waar Jesus Christus die aand gebid het, terwyl hy gewag het dat hulle hom moet gevange neem. Daar waar hy geweet het, hy is op pad na sy kruisdood toe. En in daai tyd waar hy gebid het, het hy gesê, Vader, laat die beker by my verbygaan. Hoekom het hy dit gesê? Vir een rede en een rede alleen. Want op 'n oomblik in die kruis het Jesus al die sonde van die wêreld is op hom gefokus gewees, op hom afgelaai. En wat maak God met sonde? Hy haat dit. En in daai oomblik het God sy gesig van Jesus af weggedraai. En dit is waarvoor hy bang was. Daar het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit was vir hom die ergste oomblik van die kruisiging wat hy moes wys. Maar hy het ook geweet hy moet dit doen, sodat sy bloed ons vandag kan verlos daarvan. Glorie, halleluja. Kom ons staan op, broers en susters. Dan gaan ons nou Here lofprysing gaan doen en ons gaan aanbidding doen. Ons gaan die naam van die Here groot maak, die een wat vir ons gesterf het, die een wat vir ons lief is, die een wat liefde aan die kruis gehou het. Kom ons staan op en sing ons. We gonna worship the King. We
aandag wat ek sal aftrek. Luister na die woorde van die songs wat ons kan sing en dan gaan ons sommer bid. Hemelvader, ek kan bid. Kom in kontak vanmôre met die een, met die grootste een in jou lewe. Jesus Christus, die Heilige Gees. Ek aanbid
Let your praises fill your heart. Let this offer up to you the sacrifice of praise. Let your glory fill this house. Let your praises fill your heart. Let this offer up to you the sacrifice of praise. For you are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You deserve the glory. Jesus, you alone. You deserve the glory. Jesus, you Hallelujah, you deserve the glory, you deserve the glory, you deserve the glory.
te sê vanmôre, as jy die ontmoeting al reeds met hom gehad het, dan is dit omdat hy hier is. En hy is heilig. Dankie Here, dat U ons ontmoet het al reeds tydens ons worship. En ek weet dat ons harte voorberei is vir die saad wat gesaai sal word. En dat ons net gaan ontvang, en dat het gaan vrug dra en gaan uitsprei in die donker wêreld. Want dis waarvoor U gekom het om te sterf, Here, sodat siele gewen kan word. Dankie vir hierdie oggend in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan vra dat jy hier sitplek neem. Ons gaan nou so bietjie so, die atmosfeer so bietjie opskuif. Met let me tell you about my Jesus. Julle reg? As julle wil saam sing terwyl ons sê, spring op uit jou stoel uit en loop die Here saam met ons. Dan sê dankie Matilda. Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? Strength and all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He breaks away when there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sin that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free, and the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen. We can wipe away the tears from broken dreams and wasted years, and tell the past to disappear. Oh, let me tell you about my Jesus and all the wrong turns that you would. Going on till if you could, who would bring it all for your good. Let me tell you about my Jesus. He breaks away where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sin that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free, and the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen, amen. You will take my cross to Calvary, pay the price for all my guilty. Who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, He takes away where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sin that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free, and the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen, Glory! Halleluja! Prys sy wonderlike naam. You go, girl. Het jy volgende geleentheid aangegryp van let my Jesus change your life? Het jy dit aangegryp? Want dit sê vir jou vanmôre. Dit is sommer net nog 'n geleentheid. Dit is hierdie geleentheid wat God geskep het om jou lewe te kan verander. Dis net hy wat dit kan doen. Familie, ek wil met jou praat oor die kruisiging. En ek hoop dat ek vanmôre dit vir jou uit 'n ander oogpunt uit kan wys van hoekom Jesus regtig aan die kruis gebly het.
het gesê, die tyd wat hy daar gestruikel het en gewandel het, hy gesê, ek kan 12 legioen engele stuur en my Vader gaan my net help. Maar hy het gekies om aan die kruis te bly. Hy het gekies om hy lyding deur te maak. Hy het gekies dat sy bloed moet vloei vir ons, dat sy liggaam verprys sal word. En as ek dit in een woord kan opsom vanoggend, dan is daai woord liefde. Ek lees vir u uit 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1 tot 3. Dit sê vir ons, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En dan sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en dan sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek al my goed uitdeel en dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Geen mens sal sy lewe aflê vir iemand anders nie. Ek sal nie. So lief soos wat ek jou het, so hard as wat ek vir jou bid, ek sal nie my lewe vir jou aflê nie. Want ek kan nie lief hê soos Jesus lief hê. Ek kan nie, al probeer ek waar. En tog is die liefde wat hy wil hê ons na moet streef, is dit reg? Ons moet elke dag probeer om te kan lief hê soos hy. Kom ons lees van die grootheid van sy liefde. Johannes 15 vers 13 sê ons die volgende: groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy liefde vir sy vriende gee. Sal jy jou enigste seun offer vir 'n ander mens wat vol sonde is, wat verkeerd gedoen het, wat moorde pleeg, wat verkeerd goed doen en sê, sal jy dit doen? Nie, ons sal nie. En ons mense, karakter sal ons dit nie doen nie. Maar Jesus het gesê, Vader, moet asseblief nie deur die mensdom vernietig nie, want weet jy, God is so groot. As ons in die Bybel gaan lees, elke keer wat hom kwaad gemaak het en sy toren oor hom ontvlam het, ek wil jy net bietjie gaan Google wat die woord toren beteken van God. Ons is so geneig om net te dink aan liefde en genade en goedheid en krag, maar ons vergeet die toren van God. Ons vergeet dit vreeslik gerieflik, want dit pas ons nie. Maar gaan kyk 'n bietjie. As jy by die huis kom vanmiddag, gaan Google 'n bietjie die woord toren van God en kyk bietjie wat sê dit alles vir jou. En kyk wat gebeur wanneer God kwaad raak. Maar hy sê dit vat my lank om kwaad te raak. Want ek is vol genade en ontferming. En Jesus sê, Vader, ek weet jy dalk met die sonvloed, met die groot reën van Noag en die ark, en ek weet jy dan met Sodom en Gomorra, en die mense het nie so kwaad gemaak, jy dit vernietig, maar Here, dan moet iets wees, Vader, dan moet iets wees wat die mens met u kan versien, stuur my. En die Vader het gesê, gaan. En Jesus het gekom en sy lewe vir ons afgeleef voordat ons hom nog ken het. Voordat ons nog gebore was, is sy lewe vir ons afgeleef. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Dis binne jou beskikking te hê. Dis nie net vir sekere mense nie. En jou lewe hoef nie eens reg te wees nie, asseblief. Die Here sê, kom net soos jy is. Ek wil jou hê net soos wat jy is, want wanneer my Heilige Gees gaan jy beter verander as wat jy jouself weet en jouself werk. Jy sê kinders gesê, ons werk aan jouself, doen bietjie dit, doen bietjie dat. Die Here sê, nee, kom soos jy is. Ek plaas my Heilige Gees in jou en die Heilige Gees doen die verandering. Sodat die mens wat na buitekant toe is, dat jou vriende gaan sê, wie is jy? Ek ken jou nie. Dis wat die Heilige Gees doen. Daai groot verandering. En het gekom van Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons. Dit is deel van sy liefde. Sy missie was nie om mense te verdoem nie, maar om te red. Die wat hom egter verwerp, sal nie die ewige lewe saam met hom beerwe. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Terwyl hy besig was om al die verkeerde dinge te doen waarvan hy bely en ontstaan het, was hy al klaar vir jou lief gewees. Terwyl hy besig was om ongehoorsaam te was aan sy woord, was hy al klaar vir jou lief gewees. Terwyl hy besig was om op paaie te loop wat hy geweet het,
na die verderf vir jou lei, wat hy geweet het, die keuses wat jy maak is verkeerd, dit gaan vir jou ongeluk bring, was hy lief vir jou gewees. En die oomblik toe ek terugdraai en sê, Here, ek bely en laat staan, en ek neem nie anders my verlosser, toe sy arms lang kan oop, om jou te kan ontvang. Daai arms wat so op die kruis gespijker is vandag nog so oop om jou te kan ontvang, vir enige iets, in enige tyd, enige situasie. Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Gewortel beteken daai wortels wat jy in Jesus kry in jou verhouding gaan diep in die grond in. As jy sommer net gaan uittrek. Party bossies en party bome kan die mense sommer net gaan en jy kan hulle so uittrek en my wortels gaan diep in die grond in. Dis stewig, jy moet baie goed gebruik om dit uit te trek. Maar as jy in Jesus Christus gewortel is, kan die vyand jou nie uittrek van sy liefde af nie. En jy in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, luister mooi, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word op al die volheid van God. Ons kennis sal nooit genoeg wees om God se liefde te kan verstaan. Want dit is, daar's hoogte, daar's breedte, lengte, diepte en hoogte. Nou ek is nie 'n bouer, ek verstaan nie reg goed nie. Ek weet net van dit moet gelyk wees. Maar daai goed verstaan ek nie, maar God, dis so God is. En ons mens kan dit nie verstaan nie, maar ons kan dit glo. Ons kan op hom vertrou. Ons kan dit ons sinne maak. Ons kan sê ons is gewortel daarin. Ons is gegrond in. En dit was dit wat hom aan die kruis gehou het. Die liefde wat hy vir ons sien. Wat is die kenmerke van sy liefde? Dit is opofferend. Hy het sy lewe vir ons gegee. Sy lewe. Die beste wat hy gehad het, het hy vir ons gegee. Hy het sy godheid verlaat. Om op aarde te kom wandel, om te kon leef soos ons leef, om te kan ervaar wat ons vaar, om te kan sien waar die mense gaan, en hy het nog steeds gegaan en hy het sy lewe vir ons gegee. He had compassion on us. Hy het ons so jammer gekry. Sy liefde is onvoorwaardelik. Ek en jy kan dit nie verstaan. Ek onthou toe die Here my in die huis van Alzheimer-pasiënte geplaas het en ek na 2 weke vreeslik gaan klaar by die Here. Ek sê, Here, ek kan nie werk, ek verstaan nie mense nie. Ek weet nie wat om hulle doen nie. Ek is te hastig vir hulle, ek is te besig vir hulle. Hulle hoor nie wat ek sê nie, toe sê die Here vir my, ek het jou hier geplaas vir hulle nie. Ek het jou hier geplaas om jou te verander voor jy in die bediening ingaan. Ek sê, Here, wat wil jy vir my leer? Hy sê, nommer 1, ek wil jou so klein bietjie wys, wat is onvoorwaardelike liefde? Want dit wat jy vir daai mense doen, is onvoorwaardelik, want jy kan nie vir jou liefde teruggee nie. Ons is ons geneig om te sê, net as jy my lief het, gaan ek jou lief hê. Is dit so? Amen, né? As jy nie nice is met my nie, gaan ek nie nice is met jou nie. As jy my nie groet nie, dan gaan ek jou nie groet nie. Dis nie liefde nie, broer en suster. Dis jaloesie en hoogmoed. Liefde is ek groet jy my nie. Liefde, ek is lief vir jou, en is jy nie lief vir my nie. Dit is onvoorwaardelike liefde. En dit is die liefde waarna ons moet strewe. Hoeveel mense het Jesus nie verag nie, maar hy het nog steeds gekies om aan die kruis vir ons te sterf, alleen. Nie een van sy disippels was naby nie. Onvoorwaardelike liefde. Sy liefde is aktief. Jesus se liefde het gemaak dat hy gestap het in Israel. By huise en by plekke en in dorpe in, om te gaan genees, om te gaan aanraak, om te gaan verander. Hy het gestap en gesê, ek is hier om liefde te bewys aan almal. Hy het in die begrafplaas ingestap en besetene van Gadara verlos van hy demone, omdat hy hom lief gehad het. Al was hy besete. Hy die vrou wat aan bloedvloeiing ly, wat vir 12 jaar siek was, sy is genees omdat hy haar lief gehad het. Voordat sy nog aan sy soen geraak het, hy geweet hy gaan kom. Vanmorgen, jy wat jy sit, moet nie terugdink aan jou verlede so baie nie, want dit is wat die duivel wil hê. Maar sê vir jouself, as hy nie my lief gehad het nie, waar sou ek gewees het vandag? As hy my nie uitgehaal het in hy modderslyk van sonde nie, waar sou ek gewees het vandag? As hy nie die dag wat ek moeg en moedeloos was, om so kom toemaak het oor my nie, waar sou ek gewees het vandag? As hy nie die Bybel vir ons gelos het, met die woord wat ons kan lees elke dag om ons te help nie,
Hoe sou ons geestelik gegroei het? Wat sou van ons geword het? Jesus se liefde is navolgingswaardig. Hy wil graag hê, ons moet ander lief hê, soos wat hy ons lief het. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Wie is jou naaste? Elke persoon wie jy elke dag in aanraking kom, dis jou naaste. Dis iemand wat mens bietjie laat dink en laat skrik nie. Want ek wil ons kies wie my naaste is. Ek wil kies nie, ek gaan hou hê. Kyk hoe lyk hulle van die draks. Jy kyk hoe lelik voel hulle. Kyk hoe goed wat hulle in hulle verlede gedoen het. Dis die onvoorwaardelike liefde nie. Dis nie die liefde wat Jesus aan die kruis gehou het. Onvoorwaardelike liefde is elke persoon in wie se teenwoordigheid jy elke dag kom. Maak nie saak waar jy is nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan wil ek jy by sit jy met jou vyande bid. Die ouwe seun wat lelik is met jou en vervloek. Nie terugpraat raak en terugbeklei nie, gaan huis toe en sê, Here, asseblief help my, dat ek onvoorwaardelike liefde aan daai mense kan bewys. En dieselfde gedrag as wat ek nou ontvang het nie. En dan kyk ons in Spreuke 6 vers 16 tot 19, die dinge wat God haat. En ons word geken aan ons vrug van die Gees. Wat is die eienskappe van die liefde? Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 die volgende. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onnavolglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe. Ek wil weer vir jou lees. Bring gaan vooraf asseblief vir my Matilda. Wil jy moet mooi luister, wat is liefde? Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit is wat liefde is. En ek dink almal van ons kan sê, Here, ons skiet so ver te kort aan dit wat liefde is. Maar U was alles gewees aan die kruis. Daar waar U lewe vir ons afgelê het. In 'n oomblik waar selfs God sy gesig van U weggedraai het U die keuse gemaak om vir ons te sterf. Daarom kan ons vandag sê, at the cross, where I first saw the light. As dit nie was vir daardie liefde nie. Broers en susters, ek wil vir 'n storie vertel. Weet nie, ek dink almal van julle het al gehoor van die Amerikaanse president Abraham Lincoln. Hy was 'n baie goeie president gewees in Amerika. Die man het 'n verskriklike sagte hart gehad vir mense. Hy was verskriklik lief vir mense se stories. En as jy vir hom 'n storie kon vertel, dan het hy saam met jou gehuil. En dan het hy iets in sy vermoë gedoen om jou te kan help. En hy het hierdie reël gehad met die weermag. Nou, in die Amerikaanse weermag is hulle baie streng. As jy 'n reël oortree, ek gaan nou in Engels sê, word jy gecourt-martial en dan word jy doodgeskiet. Dit was in sy tyd as dit so gewees het. Eendag toe gaan sit en dink hy, mens kan nie sommer net so soldaat sommer net doodskiet. Kan nie mens nie, maar daar reël verander en hy gaan toe aan en hy sê, nee, ons gaan nie die mense meer doodskiet nie, ons gaan hulle court-martial, maar ons hulle net tronk toe vir 'n tydperk. Ons kan nie sommer net so doodskiet nie. En hy het baie moeilikheid gekry daaroor. Die Senaat het hom aangevat, hulle het hom almal met hom beklei, en aan die einde van die dag, die pers het hom beklei, en die ander regerings het hom beklei, aan die einde van die dag was die druk so erg, hy het teruggegaan in die wet, maar weer verander, dat as jy in die weermag is, en jy doen iets verkeerd, en jy word gecourt-martial, dan word jy doodgeskiet. En eendag is daar 'n jong man, wat op sy pos is,
in die weermag. En hy raak in die slaap op sy bos. Hulle vang hom uit hy slaap, vat hom na hof toe, hy word gecourt-martial en hy sê van hy gaan doodgeskiet word. En hy skryf vir sy ma en sy sussie 'n brief en hy sê vir hulle, asseblief moenie aan my dink as iemand wat doodgeskiet was omdat ek op my pos aan die slaap geraak het nie. Dink aan my as jou seun en jou broer, want ek is baie lief vir julle. Ek het nie bedoel om aan die slaap te raak nie. Dit het net, ek was nie baie moeg. Dit het net gebeur. En sy ma heel verskriklik en sy sê, wat gaan sy doen so vir haar enigste seun? En sy sussie lees die brief en sy sê, joh, sy moet iets doen, sy was 10 jaar oud gewees. En sy lees die brief en sy sê, ek gaan die president sien. Maar sy sê dit vir niemand nie. Sy gaan bid, sy sê, Here, ek gaan die president sien en ek gaan hom vra om my broer genadig te wees, help my om by die president uit te kom. Nou as jy weet hoe goed die sekuriteit van die presidentsie is in Amerika, dan weet jy, niemand kan sommer by die president uitkom. Die dogter klim op 'n bus en sy ry ver en sy kom by die Withuis aan. En sy stap daar voor na die soldaat en die soldaat sê vir haar, ja, wat soek jy? Sy sê van, ek wil die president sien, want ek wil hom vra om my broer te begenadig. En die Here maak daai soldaat se hart saag. En hy stuur haar deur. En sy kom by die eerste administratiewe beampte en sê, verskoon my, maar waarheen is jy op pad? Sy sê, ek wil die president sien, want ek wil hom vra om my broer te begenadig. En die Here maak daai persoon se hart saag. En so kom sy weer al die plekke tot sy uiteindelik voor die raadsaal staan en sê, maar die president is daar binne met 'n vergadering, jy kan nie ingaan nie, maar sy stoot dat die Here open sy stap in. En hy sê, kom na my toe. Nou sy weet, hy het ook 'n seun gehad op daai stadium, ook van omtrent 10 jaar oud. En sy gaan hom toe sê, meneer die president, ek wil my storie vir jou vertel. En sy vertel vir hom van haar broer, en haar ma se enigste seun wat doodgeskiet gaan word, wat gecourt-martial geword. En sy sê vir hom, asseblief, dis my ma se enigste seun. Dis my enigste broer. Hy het nie bedoel om aan die slaap te raak nie. Asseblief, president, wees hom begenadig. En Abraham Lincoln staan op hy sê, ons verander hy wet onmiddellik. Daai jongman sal nie doodgeskiet raak nie. Hy sal net vir 30 dae toe gaan. Ons president, Jesus Christus, het aan die kruis gesterf het. Daai spykers wat in sy hande vasgeslaan was, was vir elke keer dat die vyand jou gaan aankla by die Vader en sê, daai kind van jou, kyk wat het hulle nou weer gedoen. Dan kom staan Jesus en sê, Here, kyk deur my bloed het hulle gereinig. My liggaam was vir hulle verbrysel. Ek het opgeoffer vir hulle. My liefde vir hulle is onvoorwaardelik. Here, vergewe hulle, spreek hulle vry, dan sê die Vader, ek kyk deur Jesus, ek spreek jou vry. Dus ook die woord sê, jy kan nie na die Vader gaan, behalwe deur die Seun. Daar is nie 'n ander manier nie. Maar vrygespreek vanmôre. Kan jy vanmôre sê, ek is vrygespreek? Kan jy vanmôre sê, Jesus het my gevas? Kan jy vanmôre sê, let me tell you about my Jesus? Kan jy dit sê vanmôre? Ek vra dat almal net vir 'n oomblik in oë gesluit sal hou. Rudy en jy kan so na nader kom asseblief. Ek wil net vra dat as daar vanoggend enige iemand is wat sê, my saak met die Here is nie reg nie, terwyl almal in oë gesluit hou, niemand rondkyk nie. Steek met jou hand op en laat dit sak asseblief. Enige iemand wat vanmôre sê, ek sien die hand wat opgaan. Staan nog iemand wat wil sê, ek sien die hande wat opgaan. Nog iemand, ek gee nog 'n kans. Hier staan nog iemand wat wil sê, my saak met die Here is nie reg nie, baie dankie, ek sien die hande. Ek gaan vra vanmôre dat u as gemeente vir my gaan opstaan asseblief. En ek gaan vra dat julle saam met my die volgende gebed gaan bid om hierdie mense te help wat vanmôre gesê het, my saak met die Here is nie reg nie. Bid saam met my die volgende, die Sondagsgebed. Want die Sondagsgebed sê, kom uit Romeine 10 vers 9 tot 10 dit sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tog tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So kom ons as gemeente bid dit volgens staan. Bid agter my aan, Hemelvader, ek kom na U
In die naam van Jesus. Ek is jammer oor my sonde. Die manier waarop ek lewe. Die dinge wat ek gedoen het. Vergewe my asseblief. En was my skoon met die kosbare bloed van alle ongeregtighede. Met my mond bely ek dat Jesus Christus die verlosser is. Met my hart glo ek dat God hom opgewek het uit die dood en dat Jesus lewe. Op hierdie oomblik neem ek Jesus Christus aan as die verlosser van my siel en Here van my lewe. Volgens God se woord, wat nie kan lieg nie, is ek nou gewas, gereinig en vergewe. Ek is gered en nou 'n seun of 'n dogter van die enigste lewende God. Amen en amen. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Ons gaan voor ons oorgaan na die nagmaaltafel toe. U kan die sitplekke neem. Baie dankie. Vir Olien vra om vir ons 'n gedig voor te lees wat gaan oor die kruisiging. Baie dankie. Broers en susters, ek het die week hierdie Engelse gedig raak gelees en dit het so in my hart gepraat. Ek glo dit sal vir julle ook geseën wees vanoggend. Dit sê, upon a hill called Calvary, where mercy met our sin, the spotless Lamb was lifted high to draw all people in. His hands were pierced, his side was torn, a crown of thorns he wore. The King of Heaven bore our shame, our curse forevermore. He spoke forgiveness through his pain. Father, they know not what they do. And even in his darkest hour, his love for us shone through. The sky grew dark, the earth did shake, the veil was torn in two. The price for sin was fully paid. God's promise now in view. It is finished, Jesus said, and bowed his head to die. The Savior gave his final breath beneath a grieving sky. They laid him in a borrowed tomb. The stone was rolled in place. It seemed that hope had disappeared, that death has won the race. But on the third day light broke through. The stone was rolled away. The grave was empty. Christ had risen. The dawn of endless day. O death, where is your victory? O grave, where is your sting? For Jesus lives forevermore, our risen Lord and King. Now all who trust in him by faith are washed and made brand new. From cross to crown, from death to life, this gift is offered you. So on this day we stand in awe at love so deep, so wide. For by his wounds we are made whole. In him, alive, alive, alive. Hallelujah.
dat my gaan help met die nagmaal, so dan gaan vorentoe kom asseblief. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Familie, vanmôre as ons aan hierdie tafel gaan sit, wil ek hê jy moet weet is liefde. As jy nog nooit in jou lewe liefde ontvang het, of as jy verwerping in jou lewe het, of as jy nie jou pa of 'n ma of iemand gehad het wat jy lief het, nie weet vanmôre ontvang jy die liefde van die Here. Want dit was sy liefde wat aanleiding gegee het op die dag. Ek gaan vir u saam lees uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot 26. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, kondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vanmôre gaan ek vra dat die helpers gaan julle bedien en dan wag ons almal asseblief dat ons almal as gemeente saam kan gebruik en dat ons saam die brood en die liefde kan ervaar. En dat ons vanmôre sal weet dat die liefde het hom aan die kruis gehou. Die liefde het gemaak dat hy vanmôre vir ons gesterf het. Die liefde maak dat hy nie weer hoef te sterf nie, want een keer was genoeg. Speel vir ons asseblief my punte. Vastgeslagen. Ja.
Die houtkruis maak dat ons gesing het. Jy hoor wat sê hy, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Nou as jy weer instap in die kerk en jy sê, ek is nie lus om te sing nie, ek is nie lus om te aanbid nie, ek is nie lus om die naam van die Here groot te maak nie. Kyk net na daai kruis vir ons staan. Dis al die rede wat jy nodig het om te sing. Dis al die rede wat jy nodig het om lofpryse te bring. Nie jou omstandighede of wat jou vrou of jou man of jou kinders of wie ook al gedoen het nie. Die rede wat ons het om te kan sing en lof te kan bring, is omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Dis die grootste en die wonderlikste rede wat ons het. Ek het vra dat u as gemeente sal opstaan. Dan gaan ons almal saam nagmaal gebruik volgende. Neem daai broodjie in jou hand. Dit was liefde wat die liggaam verbrys het aan die kruis en dink ons weet ons het saam. Wat sê Here, u bloed het vir my gevloei. En dit was as gevolg van die onvoorwaardelike liefde. Kom ons trek dit saam. Jonge Vader, vanmôre het ons kom stilstaan by die herdenking van die kruisiging. Maar Here, dis nie 'n begrafnis vanmôre nie. Dis lofprysing en aanbidding. Want u lewe, omdat u aan die houtkruis gesterf het, daarom sing ons vandag tot eer en verheerliking van die naam en stap ons hier uit meer as oorwinnaars. Deur Jesus Christus wat ons krag gee. Ons sê vir u dankie uit ons hart uit vanmôre. Dankie dat ons kon deel wees na die tafel vanmôre. Dankie dat ons as 'n familie dit saam kon gebruik en ek vra Here dat u ons as familie deur die Gees sal leer om mekaar lief te hê soos wat u dit graag wil hê. Soos wat u dit vir ons sê in 1 Korintiërs 13. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Familie, ons gaan afsluit met een liedjie nog. Nou, ons het ons nou gesê, as gevolg van die houtkruis kan ons sing. Nou, hierdie liedjie sê greatly blessed. Kyk gou na die ou langs jou en sê vir jou, omdat die kruis daar is, omdat die liefde, I am greatly blessed. Sê vir jou buurman en jou buurvrou bietjie. Dalk het ek nog nie gehoor nie. I'm highly favored. Ek is 'n seun en 'n dogter in die lewende God en ek gaan erg eendag. Ek is 'n erfgenaam, kan jy dit hoor vertel? Miskien het my aardse ma en pa los my niks nie, maar as ek in die Here kom, dan gaan ek kerk. Kom ons sing greatly blessed, highly favored. Is called greatly blessed, highly Lekker favored, saam. and imperfect, but forgiving each other. Kom ons klap lekker saam. Highly favored, and imperfect, but forgiven child of God. Greatly blessed, highly favored, and imperfect, but forgiven child of God. Kom ons sing dit soos verlost is.
Sondagoggend sien, hè, opstandingdiens, kom kuier vir ons Sondag, dan gaan ons weer 'n bietjie koek en tee na die tyd, maar gaan in die vrede van die Here, kom ons bid saam. Hemelvader, wat 'n voorreg was dit vanoggend onder die salwing van die Heilige Gees te wees nie. Wat 'n voorreg was dit nie vanoggend om hier te kon wees waar ons kan erken dit was liefde wat Jesus aan die kruis gehou het nie. Dankie vir die liggaam, dankie vir die bloed wat gevloei het, dankie dat U opgestaan het in lewe vandag, Here, en dat ons weer die voorhangsel het geskeur. Ons het vrye toegang deur die Seun tot die Vader. Ek vra dat elke persoon wat voor my sit, Here, wanneer hulle gaan uitgaan, U hulle dit sal onthou. Dat wanneer môre gebeur, dat hulle sal sê, I'm greatly blessed and I'm highly favored. Ek vra dat U hulle voorhoede en hulle agterhoede sal wees, Here, dat goedheid en guns hulle sal volg elke dag van hulle lewe, en dat hulle elke dag sal sê, ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat my krag gee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie familie. Sien mekaar Sondag.